ander manier. Kom ons maak die Bybel oop by Johannes 17. Kom ons bid saam. Vader, ons harte is baie keer baie stormagtig. Daar is baie dinge wat in die wêreld gebeur, in ons leefwêreld en ook in die kerk. En so dikwels is dit asof ons nie weet wat om te doen nie en asof ons nie weet hoe om dit te verstaan nie. Daarom kan ons maar net na U toe kom. En o Heilige Gees, kan ons net vanmôre vir U vra. U wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, dat U die Bybel vir ons sal oopbreek en die woorde van Jesus Christus vir ons sal verstaanbaar maak. Here, dat ons as U kinders wat leef in hierdie tyd, deur U Gees geïnspireer sal word, toegerus sal word, getroos sal word. Dat ons weer sal wees soos in die ou dae, toe ons nog hoop gehad het. Ons wil vanmôre vir U vra, dat U daarom alles sal wegneem vir hierdie rukkie, wat ons gedagtes besig hou, alles wat ons onrustig maak, alles wat maak dat ons gedagtes vlieg hier by die kerk uit, of alles wat ons kwaad maak, alles wat ons irriteer. O Heilige Gees, dat U ons gedagtes sal vasvang, en ons in vervoering oor die woord, en oor die Bybel, en oor Jesus Christus sal maak. Here, ek vra dat U myself sal toerus. Die voorbereiding is gedoen, maar die menslikheid bly daar, en daarom is die Gees so nodig ook om deur my te praat. Neem alles weg wat uit myself kom. Plaas die woorde op my lippe, soos U met die profete gedoen het. Met Jesaja en Jeremia. Baie dankie, Vader, dat ons U kinders kan wees. En baie dankie dat ons vanoggend hier in die kerk kan wees. O Heilige Gees, beweeg by wyse van beeldspraak deur ons, soos die vlamme wat op die disippels neergegaan het. En die dui wat op Christus neergegaan het toe hy gedoop is, kom so vanmôre op ons. Ook in hierdie paar weke wat ons hierdie belangrike stem moet uitbring. Laat ons geesmense sal wees. En nie mense van die vlees en die liggaam en die verstand. Ons bid dit tot U in die naam van Jesus Christus. U wat gesterf het, en U wat opgestaan het, U wat opgevaar het en wat weer sal kom, maar dan om te oordeel, nie om te red nie. U wat ons Here en ons Verlosser is. Ons bid dit in U naam. God se kinders sê almal saam. Amen. Here, Vader, waarom lyk die wêreld so? Nee. Ons kan hom rol. Waarom lyk die wêreld so? Op my tuisdorp hierdie vakansie is een van die boere, oom Jan de Kok, vermoor.
Was nogal sleg geweest toe ek vakansie gehou het en op die Facebook gesien het, oom Jan de Kok is vermoor. Hy is op 'n Sondagoggend vermoor voor kerk op sy plaas. Hy is vasgebind met staaldraad aan sy 4-wiel motorfiets voor hy na die beeste kon gaan kyk het. Goed in sy mond gesit, blykbaar het hy versmoor, hy is met 'n paal oor die kop geslaan. En sy vrou is in die huis vasgebind. Hulle het nogal vir haar gesê, moenie bekommerd wees nie, ons gaan jou nie vermoor nie. Maar sê vir die polisie, hulle kan die bakkie daar in vereniging kry. Nogal mak. En blykbaar is daar R50.000 in die huis gewees wat opgevat is. Ek hoor en ek lees dat van al die moorde in die land is 31% op boere. Dr. Johan Pinaar wat by ons Pinkster gehou het, hierdie week op sy Facebook, sien 'n mens moet die goed lees, julle moet dit maar kry, dan weet jy wat in die wêreld aangaan. Skryf hy die volgende: ek, Rita en Nora, ons huishulp het gister om 12:30 by ons huis deel geword van 'n aaklige gewapende roofstatistiek. Ons is fisies ongedeerd en nog meer as ooit. Nou kyk nou sy reaksie. Ek wil nou net die reaksie, want op my Facebook is ek nou geconnect aan of gekoppel aan AgriForum ook. En ek het gelees van al die boere se reaksie en daar's baie bitter en ongelukkig. Kyk daai opskrif daar van die Volksblad: boere kwaad, hartseer en bekommerd na jongste plaasmoord in Vrystaat. Nou skryf Johan Pinaar nou teenoorgestelde, nee, dit is nogal vreemd. Hy sê ons is fisies ongedeerd en nog meer as ooit vasberade om ons geloof in die Vader en liefde vir die land hard en duidelik te bely. Sommer net as iemand wonder, ons het blitsig en professionele diens van die SAP gekry. Hulle, ons kinders en vriende, elkeen was God se hande onder ons. Ons glo dat hy verder alles ten goeie laat uitwerk. Die ou wat Pinkster by ons gehou het. Totaal twee uiteenlopende standpunte, dieselfde ervaring. Maar die ene bietjie erger, nee, ene moord. Dan is daar die Nkandla verslag en die president wat nie opdaag vir die sperdatum wat hy in die parlement verslag moet doen. Praat nou eintlik is dit 'n vorm van korrupsie en anargie as die president hom nie steur aan die wette van die parlement waarvan hy moet pas staan. Dan het ons hierdie week gelees dat slegs 30% van al die munisipaliteite in die land se geldsaake klop. 70% klop nie, nee. 70% span klop. Dis nogal sleg. Maar in die buiteland gaan dit nie veel beter nie. In die buiteland lees ons van Nigerië, die 200 meisies wat Boko Haram gesteel het, is nog nie gevind nie. Die Islam fundamentaliste is 'n verskriklike ding wat al hoe meer en meer kop uitsteek. In die Midde-Ooste is daar 'n beweging, ISIS, dit staan vir Islamic State of Iraq and Syria, wat verskriklike goed doen. Hulle kruisig mense, ek wou eers daai foto's opsit, toe besluit ek nee, dit is so griesaam, ek wil dit eintlik nie in 'n preek wys nie. Hulle kruisig mense. Hulle skiet mense dood as hulle nie saam met hulle gaan nie. Daai regterkantste foto van die Islamic State, ISIS, is 'n klooster wat van die 4de eeu af gebou is deur Christene in Irak en wat deur Christene bewoon is van die 4de eeu af, voor Mohammed, voor Islam. En hulle is by die stad Mosul en hierdie ISIS beweging het die monnike net eenvoudig uitgejaag en gesê daar is nie plek vir Christene in Mosul. Die monnike het niemand kwaad gedoen. Verskriklike mense. Dan die oorlog in Israel is net so erg. Ek wil nie nou sê wie is watter kant nie, daar's baie om te lees daaroor, maar waar daar gesê word, ons gaan nie vrede maak met jou nie, en waar daar geskiet word, het vanoggend gelees,
Ekskuus, daar is al oor 1700 Palestynë doodgemaak en ek dink ongeveer 70 Israeliese soldate en nog word daar nie vrede gemaak nie. Hierdie is mos Gaza strook, nee, daar nie. Is maar 25 kilometer. Dis 'n klein stuk. En dat mense sê ons gaan nie vrede maak nie. Dit is verskriklike ding. En dan is daar hierdie week, moenie dink Amerika kom vry nie, skot. Dan is daar die vliegtuig wat geval het. Wat my getref van die vliegtuig is hierdie politieke ry tussen die weste in Rusland en dat ek baie keer voel in my binneste Putin is nes Hitler, né? Voel baie keer so. Maar wat my die ergste is die menswaardigheid van, ja, ek weet nie of 'n mens kan sê liggame se menswaardigheid word ontneem nie, maar laat ek liewer sê dat liggame nie met waardigheid hanteer word. Dat mense verhinder word om liggame te gaan haal. Weet julle, dit is boos. Dis boos. En dan Amerika hierdie week, die Amerikaanse Kongres se hofsaak. Dit is nogal interessant, hulle kan dit doen. Teen president Obama begin, hulle is besig, het ek Vrydag gelees, om die hofstukke te skryf om die Amerikaanse Kongres, nee, soos hulle parlement. Het hulle president Obama aangekla dat hy sy magte as president misbruik het. Die Amerikaanse Kongres. Nou, hulle kom ook nie skotvry nie. Dan kan ons vra, Here, Vader, waarom lyk die wêreld so? Waarom is die wêreld so boos? Want hierdie goed wat ek nou vir julle genoem het, is boos. Dis boos. Ek het op 'n stadium vir Everal gesê, toe die goed so begin kop uitsteek, toe sê ek van, weet jy wat, mense is boos. Hierdie goed is boos. Dis boos. En een van die dinge as ons Johannes 17 lees, dan is dit baie duidelik, vers 14, ek het dit nog nie gelees nie, nee, of het ek? Sê weer? Ja, ek wil sommer begin preek, so opgewonde om te preek. Kom ons lees Johannes 17, dit is 'n goeie plek om te begin lees nou na die inleiding. Johannes 17 vers 14. Kyk wat sê Jesus hieroor. Johannes 17 vers 14. Ek het u woord aan hulle gegee, dis die disippels. En die wêreld haat hulle, omdat hulle nie tot die wêreld behoort nie, net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Ek bid nie dat u hulle uit die wêreld moet weggeneem nie, maar dat u hulle van die wêreld, van die bose moet bewaar. Hulle behoort nie tot die wêreld nie, net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Laat hulle aan u toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. Soos u my na die wêreld toe gestuur het, het ek hulle ook na die wêreld toe gestuur. Vers 21. Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos u, Vader, in my is en ek in u. Dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Vers 23. Ek in hulle en u in my, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat u my gestuur het. Vers 24. Vader, ek wil graag hê dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook by my moet wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat u my gegee het. Johannes 17 is een van die belangriker gedeeltes in die Bybel. Eintlik is alle gedeeltes belangrik, maar hierdie is 'n belangrike gedeelte. Want dit staan in die teologie bekend as die hoëpriestergebed van Jesus. Dit is die gebed wat hy vir sy disippels gebid het, net voor hy gekruisig is. Met ander woorde, Jesus weet, hy gaan nou doodgemaak word. En nou het hy hierdie klomp disippels, en nou bid hy vir hulle. Dis as te ware sy testament vir sy disippels. En wanneer iemand die voorreg het om te weet hy is op sy laaste, of sy is op sy laaste, dan het jy die voorreg om sekere dinge te doen. Jy maak jou testament reg. Jy sorg dat jou verhoudinge met mense reg is.
Jy kyk dat alles wat jy op aarde gedoen het, afgehandel is. Want jy weet jy is op jou laaste. Dis wat Jesus hier doen. Hy kyk dat sy verhouding, of dit wat hy met sy disippels en die gelowiges wat na sy disippels sal kom, hy handel dit af. En in hierdie gebed, vers 14 spesifiek, lees ons, dat hy sê, ons leef in 'n gebrokenheid, vers 14 tot 16. En dis 'n realiteit. En in hierdie gebrokenheid, lees ons veral, en ek wil net eers 'n ander teks aanhaal, want ek wil twee gedeeltes bysit in hierdie konteks, dat ons leef met die vors van die boosheid, in hierdie gebrokenheid, wat die wêreld stikkend maak. Ons lees dit veral in Efesiërs 2, vers 2, waar Paulus sê, julle was eers het julle die vors van die boosheid gedien, en gedoen wat die gees van die mense in hierdie wêreld doen, saam met die vors van die boosheid. Sien, hoekom gebeur hierdie goed? Oor die vors van die boosheid. Daarom sê Jesus, ek bid dat julle van die bose sal bewaar. Hierdie begrip bose beteken ook onder andere iemand wat skade doen en iemand wat seer maak. Daarom leef ons, sê Jesus, in 'n wêreld waar die heerser, die een wat in beheer is oënskynlik, iemand is wat seer maak en skade doen. En die goed wat ek vir julle in die begin genoem het en die goed wat ons beleef dag na dag, is goed wat seer maak en skade doen. En dis die goed waaruit ons eintlik nie kan kom nie. En Jesus sê, julle moet weet, dis 'n realiteit, dis waarin julle leef. Hy sê in Johannes 17 vers 14 tot 16, hy sê die wêreld gaan julle haat. Hierdie mense wat in Efesiërs 2 vers 22, die mense wat die gees van die boosheid het, hulle gaan julle haat. En daai begrip beteken, hulle gaan julle minder lief hê. En dit is tog so, as hulle julle minder lief gaan hê, gaan hulle julle slegter behandel. In hierdie goed, broer en suster, wat in die wêreld gebeur, is goed wat mense sleg behandel. En dit kom van die vors van die bose af. En ons moet geen illusie hê nie. Want dit sal ons haat tot die dag wanneer ons sterf, of die dag wanneer die Here Jesus kom. Dit moet gebeur, sê die Here Jesus. Dis die realiteit waarbinne ons leef. Ons moet dit verstaan. Dit is soos dit is. En daarom sê hy sê, want julle behoort nie tot hierdie wêreld nie. In die oorspronklike taal sal 'n mens ook kan lees, julle is nie van hierdie wêreld nie. As iemand van 'n plek is, dan sê dit baie keer iets oor jou identiteit. Ek is predikant van Linwoodrif. Dis nie predikante sal dit my identiteit beskryf. So wat sê Jesus? Jesus sê, julle behoort nie aan hierdie wêreld nie, julle is nie van hierdie wêreld nie. Paulus sê dit baie mooi in Filippense 2 vers 30, waar hy sê, julle is hemelse burgers van waar Christus weer sal kom. Met ander woorde, ons is nie van die wêreld waar die vors van die bose heers, met die mense met sy gees nie. Nee, ons is van die burgers van die hemel. Ons is nie van hierdie wêreld nie. En daarom is ons anders. Daarom kry ons seer as hierdie goed gebeur. Daarom ontstel dit ons. Ons het ander ingesteldheid. Een van die mooiste dele in die Bybel is Petrus wat sê, julle is vreemdelinge en bywoners. Ons lees dit in 1 Petrus 1, dan sê hy, aan die uitverkorenes van God, vreemdelinge in hierdie wêreld. In 1 Petrus 2 vers 11 sê hy, julle is vreemdelinge en bywoners. As 'n mens na die begrippe daar gaan kyk, die begrip vreemdeling beteken eintlik, jy is 'n uitlander. Met ander woorde, wat sê Petrus? Petrus sê, julle is 'n uitlander van hierdie wêreld, julle kom kuier maar hier. Julle het nie burgerskap, julle het nie 'n paspoort van die aarde nie. Jou paspoort is van die hemel.
Jy hoort nie eintlik op die aarde nie. My suster het hierdie 3 dae, maandag tot woensdag kom kuier, sy het nie meer Suid-Afrikaanse paspoort nie. Sy hoort nie eintlik meer hier nie. Sy het net kom kuier. Sy is terug huis toe. Daar is sy nou weer gelukkig. Maar as ek soontoe gaan, is ek weer 'n uitlander. Ons hoort nie op hierdie aarde nie, broer en suster. Ons is burgers van die hemel, daar is ons paspoort. Ons is vreemdelinge, ons is bywoners. Wie van julle het bywoners geken? Steek bietjie hande op. Ja. Op my oupa se plaas was 'n bywoner. Ek onthou dit baie goed toe ek 'n kind was. Dit was seker so 500-600 meter van hom was daar 'n mirasie. Toe ek eendag vir hom gevra, oupa, wie daar gebly? Toe sê hy nee, so en so die bywoner. Toe vra ek vir hom nee, wat's 'n bywoner? Toe sê hy vir my nee man, dit is 'n ou wat eintlik nie werk gehad het nie, maar hy het maar hier by my kom bly. Ek het maar vir hom gesorg. sien? Daai, en dis presies wat in die Grieks staan, hy sê, jy bly langs die eienaar van die grond. Op sy grond. En dis ons. Wie is die eienaar van hierdie grond? Die ongelowiges. Hulle is die eienaar van die wêreld. Ons is nie die eienaar van die wêreld nie, ons is maar hier. Ons hoort in die hemel. En ons moet dit verstaan. En dan sê Jesus 'n baie interessante ding. Hy sê, Vader, maar ek bid dat julle nie uit die wêreld uit sal haal. Dis nogal 'n slegte ding. Want as hierdie goed in die wêreld gebeur, en 'n mens kry, en jy sien hierdie goed, dan kry jy mos 'n gevoelendheid van aggressie. Ek word kwaad as ek die goed sien. Jesus het geweet die disippels gaan swaar kry. Jesus het geweet die disippels gaan vervolg word. Maar hy bid tot die Vader, en hy sê vir die Vader, moet hulle nie dit beskerm daarvan. Moet hulle dit nie wegvat uit hierdie wêreld. Laat hulle dit beleef. Maar beskerm hulle van die bose. Sy aanvalle self, en dat hy hulle so seer maak, en wegvat uit geloof uit. Maar hou hulle in die wêreld, en daar's 'n rede voor. Ek sal later daarby kom. Hou hulle in die wêreld. En dan die laaste ding, is ons het die wedergeboorte, wat ons gedrag bepaal, en dis hoekom ons anders is. Ons geaardheid. As die man na Jesus toe kom in Johannes 3 vers 3 tot 6, en hy praat met Jesus, dan sê Jesus, hulle wat van die Gees gebore is, moet 'n hoofletter Gees, leef soos mense wat deur die Gees gedryf word. En broer en suster, mense wat nie die wedergeboorte het, of gebore is deur die Heilige Gees nie, tree op volgens hierdie slegte goed. Hulle tree lelik op, hulle maak lelike dinge, maar mense wat die wedergeboorte ontvang het, wat die Heilige Gees in hulle het, is mense wat mooi en goeie goed doen. Mense wat die Heilige Gees het, of laat ek dit negatief eers stel, mense wat nie die Heilige Gees het nie. Mense wat die vors van die bose se gees in hulle het, waarvan Efesiërs 2 vers 2 praat. Hulle is mense wat grond steel. Hulle is mense wat mense doodmaak. Hulle is mense wat korrupsie pleeg. Hulle is mense wat keer dat mense se liggame gevat word. Hulle is mense wat al die lelike dinge in die wêreld doen waarbinne ons leef. Maar mense wat die Gees van God het, is anders. Hulle geaardheid is anders. Hulle gedrag is anders. En as jy die Gees van God het, is jy anders. Dan steel jy nie grond nie. Dan maak jy nie mense dood. Dan praat jy oor onreg teenoor wie ook al. Dan is jy 'n vredemaker. Dan maak jy nie mense dood nie.
dan oortree jy nie die landswette van watter kant af nie. Dit is wat die Heilige Gees doen. En die rede daarvoor, sê die woord van God is, jy's 'n burger van die hemel. Want ons lees dit in die woord van God in Filippense 2, Filippense 3 vers 20, ek het dit nie aangehaal, dit is 'n wonderlike teks, Filippense 3 vers 20, waar Paulus sê, julle is burgers van die hemel. Dit het seker betekenisse. In Johannes 17, vers 21 sê Jesus, as jy burger van die hemel is, dan is jy eenheid met God en met mekaar. En daai eenheid wys vir die wêreld dat Jesus God is. Dis 'n geweldige belangrike begrip. Kom ek verduidelik dit. Ons praat van God drie-enig. Maar die Bybel praat van meer as dit. Die Bybel in Johannes 17 vers 21, sodat ek in u en u in my en hulle in ons kan wees. In hierdie wêreld waar Jesus sê, moet die disippels nie wegvat nie. In hierdie bose wêreld waar die vors van die boosheid is, sê Jesus, laat hulle so leef dat hulle in ons kan wees. Galasiërs 2 vers 20, en nou is dit nie meer ek wat leef nie, maar Christus wat in my leef. God is nie iemand wat wraak neem nie. God is nie iemand wat steel nie. En as God dit dan nie doen nie, en ek is in God, dan leef ek soos God. Dan is die karaktertrekke van God in hierdie wêreld, waar Jesus my nie wil uitvat nie, en waar hy bid dat ek nie moet uitgaan nie, dan sien die wêreld dit in my. Hoekom sê Johannes 17 vers 21, sodat die wêreld, hierdie mense met die gees van die boosheid kan sien, dat Christus God is. Dat hulle kan sien dat U my gestuur het, staan daar. En dan sê Jesus die volgende ding, sodat jy die blydskap kan hê van God. Daai begrip wat daar staan, praat oor iets anders as vrede. Dit gaan oor meer as vrede. Dit gaan oor rustigheid en blymoedigheid ten spyte daarvan dat dinge verkeerd gaan. Johannes 14 vers 27 staan daar, die vrede wat ek vir julle gee, is nie die vrede van die wêreld nie. Die vrede van die wêreld is daardie vrede wat ons wil hê. En die vrede wat ons wil hê en wat ek wil hê, is wanneer daar mense nie doodgemaak word nie. Is wanneer plase nie gevat word nie. Hierdie ding in KwaZulu-Natal ontstel my. Want die president se neef sommer 5000 morge of hektaar wil vat, dit ontstel my. Dit vat my vrede weg. Maar die vrede wat God gee, sê Jesus, is iets anders. Hy gee blydskap. En dis wat die Heilige Gees gee. Johannes 15 vers 11, sodat my blydskap in julle kan wees, en julle blydskap volkome kan wees. Daarom vat ek julle nie die wêreld uit nie. Nee. Sodat die wêreld kan sien dat ek julle gestuur het. Nee, Jorie, jy moet in hierdie ontsteltenis van jou, moet jy so leef dat die wêreld kan sien dat Christus die Here is. Dis jou getuienis. Al worstel jy daarmee, al word jy kwaad daarmee. Dis jou Christen, die Gees van God wat in jou is, doen dit. Jy's 'n Christen gelowig. En dan die moeilike een wat daar staan is, sodat hulle toegewyd sal wees aan U. Moenie dink Jesus het nie geweet dat hierdie ouens by tye ook maar sal wil wegdwaal. Hulle is mense net soos ons. Daai begrip toegewyd sal wees is die oorspronklike begrip wat daar letterlik staan, sodat hulle heilig sal wees. En jy is maar net heilig as jy leef volgens die Bybel as jou norm. Met ander woorde, in alles wat ons moet doen,
in hierdie land, in hierdie wêreld, met al sy verkeerde goed wat gebeur, is die vraag nie, gebeur hierdie goed nie. Die vraag is ek toegewyd, is ek heilig in hierdie konteks aan God? Gebruik ek die Bybel as my norm in hoe ek optree? En dis die probleem. Dis wat vir my, ek voel, toe ek voorberei het, ek gedink aan Romeine 7, waar Paulus sê, die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie, en die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Ek het hierdie stryd in my, sê Paulus in Romeine 7, en dis hoe ek voel. Maar die Gees van God sê, ek moet toegewyd wees, ek moet heilig wees, die norm moet ek najaag. En daarom, broer en suster, ek aan die begin vir u gesê, as ons gaan stem oor die verandering van artikel 1, is die vraag nie oor die ontstaan nie. Die vraag is oor die norm, oor die heiligheid, oor die woord van God. Dis die vraag. En daar moet jy jou gewete laat lei. Ja of nee. En sien, die gevolg daarvan, sê Jesus, is dat jy sendeling sal wees. Vers 18. Sodat die wêreld, soos ek julle gestuur het, sê hy, soos u my gestuur het, stuur ek hulle. Soos u my gestuur het, stuur ek hulle. Broer en suster, ons moet dit weet. Hoekom, ek het nou gesê, hoekom haal hy ons nie uit die wêreld uit nie? Daai middelste punt. Hoekom haal hy ons nie uit die wêreld uit? Omdat hy ons stuur na die wêreld. Want hy wil hê ons moet die wêreld verander. Dis hoekom. Hoe gaan hierdie bose mense gered word as dit nie deur ons is nie? Is ons nie die verkondigers van die genade van God nie? Is ons nie die mense wat die verlossing van Jesus Christus moet oordra? En vir mense moet vertel dat hulle gered kan word uit hierdie boosheid van hulle nie. Is ons nie daai mense nie? Soos u my gestuur het, so stuur ek hulle. En daarom dat Paulus in 1 Timoteus 2 vers 1 tot 4 sê, bid vir alle mense, ek dring daarop aan, sê hy, vir die wat regeer, almal wat gesag uitoefen, sodat julle 'n stil en 'n rustige lewe kan hê. Hoekom? Dat julle moet ryk word? Nee. Sodat almal gered kan word en tot kennis van die waarheid in Jesus Christus kom. Dis hoekom ons hier is. Dis hoekom ons agterbly in hierdie partykeer negatiewe wêreld. Onthou julle, hoekom het ons gesê die blankes hiernatoe gestuur? Om Afrika te kerste. Dis ons wat ons gesê het. Dis hoe ek geleer is as kind. Het ons daai roeping verloor? Het ons dit verloor? Nee, ons kan dit nie verloor. Ons moet aanhou daarmee. Ons moet aanhou om die genade van Christus oor te dra. Ons kan nie net sê, ons het 'n getuienisaksie nie. Broer en suster, jy as persoon moet 'n sendeling wees, sodat die wêreld kan verander. Want Jesus sê, die laaste ding wat hy daar sê, is sodat die wêreld my kan verheerlik. In vers 24. Sodat hulle kan weet waar ek is, en almal my heerlikheid kan sien. Daai begrip wat daar gebruik word, is die begrip wat beteken die glorie van God, of die waardigheid van God. Met ander woorde, in hierdie wêreld, waar dinge partykeer verkeerd gaan, is die vraag die volgende. Tree ek so op, dat die glorie van God afgebreek word? Of tree ek so op, dat die glorie van God gebring word? Dis 'n lelike woord. Ons gebruik hom nie meer nie. Maar waardigheid is 'n beter woord. Of tree ek so op, dat die waardigheid van God, daar nie meer waardigheid aan God is in die oë van die wêreld. Want die oorspronklike taal sê, jy moet so optree in hierdie stikkende wêreld,
in hierdie wêreld vol van bose mense, vol van boosheid, dat God waardig gemaak word. Dat as die wêreld oor God dink, dat hulle sal dink, God is waardig. Iemand met respek. Iemand wat geag word. Dis hoe die wêreld oor God moet dink, maar hy moet dit doen op grond van jou optrede in hierdie wêreld. Daarom dat Jesus, en ek sluit af met die gedeelte, dat Jesus in Lukas 9 vers 23 en 24 sê, as iemand my wil volg, moet hy sy kruis opneem en my volg. Kan nie my volg as hy nie jou kruis dra. Niemand het gesê dis maklik in hierdie wêreld nie, broer en suster. Niemand nie. Christus het by sy hoëpriester gebed vir die disippels gebid en geweet, ek bid nie dat u hulle uit hierdie wêreld uitneem nie. Christus het geweet dis nie maklik. Maar Christus het gebid dat hulle gesindheid verander en dat hulle verskil maak. Ons het op 'n stadium 'n passie gehad om 'n verskil te maak. Partykeer vergeet ons dit. Ons is Christen gelowiges. Ek sê dit vir myself. En as 'n Christen gelowige maak ons 'n verskil. Wys daai skildery van Dali, die volgende skildery. Ek weet nie of Dali 'n Christen gelowige was nie, maar daai skildery tref my nogal. Waar Christus so van bo af geteken word uit die oë van God die Vader, waar hy gekruisig is met die wêreld hieronder. Met die skuit, die visserskuitjie en die see in die wêreld. Die bo is dit donker en onder word dit lig, want die evangelie word verkondig. Dis jou en my taak om die lig te bring. Die bo die donker wêreld, ons bring die lig. Dit breek deur. Daar's geleentheid vir stil gebed. Ek wil vir u vra dat u maar dieselfde doen as wat ek gedoen het. Worstel maak maar in jou gebed met die Here. Soos Paulus ook maar worstel. En vra vir die Here om weer vir jou 'n nuwe passie te gee. Vir jou plek in die land as Christen gelowig om 'n verskil te maak. Daar's geleentheid vir stil gebed. Die genade bring, sodat hulle gered kan word. Vader, ons kom in lyn, maar ons is onmagtig. Maak ons bekwam om dit te doen. Vanoggend wil ek bid vir die gemeente, ek wil in besonder bid vir die kerk, vir die NG Kerk. Here, hierdie artikel 1 wat op die tafel is, ek wil vir u